Baie welkom by vandag se gebedsbegeleiding. Ek wil hê dat jy hierdie oomblik sal neem om net rustig te word. Dat jy dalk bewus sal wees van geluide wat om jou is. En jy hoef nie daai geluide of dinge te laat gaan nie. Jy kan net waarneem en herken waar jy is. Dat daai dinge ook oukei is. So of jy nou hierdie luister in jou kar, of dalk het jy tyd op sy gesit en jy is rustig by die huis. Sit, dalk net gemaklik. Voel jou voete teen die grond. Jy kan jou hande rustig op jou bene of op jou hart plaas. En haal nou stadig asem in en stadig uit. Nog een keer in en uit. In hierdie oomblik is daar niks wat jy hoef reg te kry nie. Niks wat jy hoef te bewys nie. Jy mag net wees. God is hier. Jy is hier. En dis genoeg. Daar's oomblikke wanneer ons weet iets gaan verander. Daar is stil wete wat nie geskree kan word nie, maar 'n diep binne fluister. Die uur het gekom. Soms is dit die besef dat iets moet eindig, of dat ons iets moet los, of dat die pad vorentoe anders gaan lyk. En op sulke oomblikke soek ons na iemand wat net daar sal wees, wat ons sal lief hê, selfs die dele wat ons van onsself wil wegsteek. Ek lees vir ons Johannes 13, vers 1 tot vers 5. Voor die fees van die Pasga het Jesus reeds geweet dat sy uur aangebreek het, dat hy van hierdie wêreld na die Vader sou oorgaan. Daarom, omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, het hy hulle liefgehad tot aan die einde. Gedurende die aandete het die duiwel dit reeds in die hart van Judas, seun van Simon Iskariot, gelê om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en weer na God terugkeer. Daarom het hy van die ete opgestaan, sy bo klere uitgetrek, 'n linnedoek geneem en dit om hom vasgebind. Toe gooi hy water in die waskom en begin om die voete van die disippels te was en dit met die linnedoek wat om hom gebind was af te droog. Wat as die liefde van God stil is? Nie luid nie, nie triomfantlik nie, maar eenvoudig. Met 'n handdoek en 'n waskom. Wat sou dit vir jou beteken as Jesus opstaan, nie om te preek nie, maar om jou voete te was? Kan jy hom sien? Sy hande nat, sy oë sag, die geruis van water en niks anders nie. In daardie vertrek sit Judas ook. Jesus weet. En tog, hy was ook sy voete. Jesus weet dit alles. En hy dien. En hy bemin tot aan die einde. Kom ons draai vir die oomblik na binne toe.
En vra vir onsself die volgende vraag. Wat is die deel van jou wat jy verkies om weg te steek? En tog is Jesus bereid om ook jou voete te was. Volgende, waar het jy al gevoel dat niemand jou sou lief hê tot aan die einde nie? Dan ook, wat voel jy wanneer jy dink aan Jesus wat stil afbuk en bereid is om jou voete te was? Kom ons neem 'n oomblik vir stilte. Jy kan dit gebruik om te bid. Jy kan dit gebruik om net weer op hierdie vraag ook te reflekteer. Ek bid vir ons, Here Jesus, U het geweet van die verraad, van die seer, van die kruis, en steeds het U 'n handdoek gevat. Ons bring na U wat vuil is, ons moegheid, ons onbegrip, ons versteekte skadu's. Ons vra asseblief, kom was, kom dien, kom lief hê, tot aan die einde. Die knie buig nader en ons hart knak stil voor U. Leer ons mekaar se voete te was, om die sagte pad van nederigheid te loop, om die water te vertrou, selfs al verstaan ons dit nie. Here, ons gee oor, in liefde en in stilte. Amen. Gaan in die wete dat die Here ook jou voete was. Jy mag rus. Jy mag weet, jy is nie alleen nie. Selfs in jou donkerste uur was hy reeds daar met water en 'n doek en 'n blik van liefde. Vandag hoef jy niks te doen om God se liefde te verdien nie. Laat hy dit net oor jou uitgiet, soos water oor jou vermoeide voete. Mag jy
rus en mag jy weet, jy is geliefd tot aan die einde toe.